Aya wou 'n prettige en veilige plek vir kinders in Tokio skep, maar dit sou 'n wonderwerk verg om 'n huis te kom. As my dogtertjie 'n moeilike dag op skool beleef, voel sy soveel beter as sy hierheen kan kom. Dit is so lekker om met ander kinders te speel, te gesels en saam met hulle te eet. Dit is hoekom ek kom. So 2 jaar gelede het 'n maatjie Aitjie genooi om na skool te kom speel en van toe af kom sy gereeld. Nou kyk Aya minstens 2 keer per week na kinders in haar huis. Hulle speel, praat, eet en leer van God. Vir baie kinders is dit hier waar hulle vir die eerste keer van Jesus hoor. Die uitdaging om die evangelie in een van die grootste stede ter wêreld te verkondig is oorweldig. Om almal in Tokio te bereik, sal elke kerklidmaat hier ongeveer 10,000 mense moet bedien. Elke kind wat by Aya se deur inloop, is dus 'n seën. Die huis is langs 'n pragtige park waar kinders kan speel en maklik na Aya se huis kan loop. Die onderste vlak is oop, ideaal vir alle aktiwiteite. Dit is egter meer as net 'n bymekaar kom plek. Hier kan kinders meer kinders wees. Hulle kan hulle harte oopmaak. In sommige gevalle is dit die enigste plek waar hulle nie veroordeel of gekritiseer word as hulle oor hulle probleme en gevoelens praat nie. Aya is vir hulle soos 'n ma vir wie hulle raad kan vra. Dit het alles 2 jaar gelede begin, toe Aya iets meer as haar daaglikse roetine wou hê. Sy het 'n ondersteuningsgroep vir moeders besoek en iemand het voorgestel dat sy kontak maak met 'n vrou genaamd Sachiko. Die twee het gou vriende geword. Sachiko het haar kinders na Aya se huis gebring en gou was dit 'n gereelde ding. Die kinders het vir 4 weke kom speel. Toe begin ander kinders opdaag. Ons het glad nie geadverteer nie. Uiteindelik het baie kinders gekom. Almal in my klein huisie. Elke keer as die kinders kon speel het Sachiko en Aya hulle 'n Bybelverhaal vertel. Aya het die ouers gekontak om hulle te laat weet waar hulle kinders was en wat aangaan. Omtrent 20 kinders kom gereeld en pas net in haar woonstelletjie. Baie van die kinders is op skool geboelie en het nie tuis gevoel nie. Daarom het die middag by Aya die belangrikste tye van die week vir hulle geword. Selfs Aya se man, wat nie 'n Christen was nie, het die positiewe impak op die kinders gesien. Sachiko en Aya het 4 keer per maand 'n gemeenskapsaal begin huur. Hulle wou 2 keer so gereeld vergader. Toe bid Aya en vra God om 'n nuwe ontmoetingsplek te voorsien. Sy het ook vir 'n nuwe blyplek gebid, aangesien haar woonstelkontrak ten einde sou loop. Op 'n dag loop sy by 'n huis wat te koop is. Maar dink toe dit sou onmoontlik wees aangesien vaste eiendom in Tokio so duur is. Toe kom Aya se man huis toe met goeie nuus. Hy vertel dat hy met sy nuwe werk hulle huis sou kom bekostig wat hulle vir die bediening wou gebruik. Dit was God wat my gebed verhoor het. Die ligging was goed, die geld was daar en God het alles voorsien. Daardie dag het Aya die plek aan gemeenskapsdiens toegewy. Sy is lief vir die gesinne wat in haar huis bymekaar kom, maar sy weet dat die werk nie hier eindig nie. Miljoene mense wat in Tokio woon, is grootendeels onbereik. Die uitdaging van hierdie besige stedelike omgewing maak dit 'n prioriteit vir ons gebede en pogings. Bid dat mense soos Aya, maar met gesinne in Tokio kontak kan maak. Dankie dat u sendingwerk ondersteun. Baie dankie Suster Antoinette. As ons Here nie groot en almagtig en geliefdes,
Ek weet, u mag maar terugspraat met my. As ons God groot en almagtig, glo u dit met die hele hart en die siel en alles binne in u? O ja, hy is groot en almagtig. Indien u vir my die kans sou gegee het vandag om te sê, Rudy, vertel vir my hoekom jy sê die God of jou God is almagtig, dan is die preek nodig gehad nie, want ek kan vir u vertel, net my laaste 4 jaar by hierdie college, kan ek vir u vertel stories op stories, hoe almagtig ons God is. En van u is bewus van my wedloop, my seisoen hier by die college. Ons God is groot en almagtig. Ek begroet u in die oorwinningsnaam van ons koning Jesus Christus, die een in wie ons beweeg, asemhaal en ons krag vandaan kry. Hy is die een wat u vanoggend opgewek het om hier te kan wees. Ek is vanoggend so dankbaar en bly in my hart, en daar kom trane in my oë om te besef dat ek vandag hier staan, en ek moes soveel keer dood gewees het. Hierdie vyand, hierdie mensemoordenaar, Satan, wou my vele kere doodgemaak het, en ek besef terwyl ek hier staan, wat 'n liefdevolle heiland ons dien, want ek verdien nie om hier te staan nie. En ek glo ook so sal u ook saam my getuig vanoggend. Maar ek is ook dankbaar en bly vanoggend dat my skoonouers ook vandag met ons is. Nou, Virginie en myself, ons aanbid al natuurlik vir 2 jaar hier by Jareberg College, kyk amper 3 jaar as ons hier by julle. En Vince Daddy is ook 'n pastoor, 'n leraar in sy eie gemeente in George, dien al vir jare, dien hy getrou die Here. Hy doen dienste by die gevangenisse en oral waar die Here hom gebruik. Magtige man van die Here, ek het baie respek vir my daddy, en ek wil vir hom vandag hier welkom heet. My Mami Lynn, sy vrou, wees hartlik welkom vanoggend hier, mamma. Dit is vir my 'n voorreg vanoggend om te kan spreek ook met julle in die gehoor. En ek is so dankbaar en bly dat ek weet julle gaan my opdra in gebed. My broer Hezron hiervoor, ek wil vir hom ook sê welkom hier by Jareberg College gemeente vanoggend. Al die pad van George is hierdie familie, en hulle het vanoggend goed gedink om saam te kom en saam ons dan bid vanoggend. Ek weet nie wat ander besoekers is nie, maar as u 'n besoeker is vandag, of ja, miskien luister u dalk livestream en u is nie van hierdie gemeente nie, wil ek vir u sê welkom. En ek weet u gaan vandag geseën word, nie deur my nie, deur die Here se woord. As u Bybels gebring het, wil u asseblief saam met my blaai na Markus 10 vers 45. Markus hoofstuk 10 versie 45. Nou, ons boodskap vanoggend, terwyl u na Markus 10 vers 45 blaai, ons boodskap gaan kom vanaf vers 32 tot en met vers 45. Maar ek gaan nie al die verse nou lees nie. Ek wil u vra om net te volg in die Bybel wanneer ek wel op elke teksvers sal raak. Maar ons gaan net vers 45 nou lees. Want die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe as 'n losprys te gee vir baie. So ek wil vandag graag begin deur aan u 'n vraag te vra, geliefdes, vriende, wat ek wil hê u moet aandink. Miskien het hierdie vraag vanoggend by u opgekom, dat u nou na hoeveel maande, hoeveel weke nou kerk toe moet kom, en die vraag het miskien opgekom by u vanoggend toe die alarm afgaan, en die vraag is as volg: hoekom wil ek vandag die kerk bywoon? Hoekom wil ek vandag na Gods woord luister? Hoekom wil ek te midde van COVID-19 dalk die risiko beloop om te gaan en dalk kontak te maak met ander persone, wat ek nie weet of hulle positief is nie, maar ek wil kerk toe kom? Dis die vraag wat ek wil hê iemand aan dink. En nou die tipiese antwoord wat jy van die meeste Christene kry wanneer jy so 'n vraag vra, is dat ek woon die kerk by omdat ek iets daaruit kry. Ander sê, dit laat my beter voel oor myself, ten minste
het ek iets goeds gedoen vir die dag. Ander sê weer, my ouers het my laat gaan toe ek nog 'n kind was en ek weet hulle sal baie gelukkig wees as ek nog steeds as 'n volwassene gaan. Sommige ouers sê, ek gaan sodat my kinders die woord kan hoor. Hierdie antwoorde, geliefdes, gaan soos volg. Ek wil iets daaruit kry vir myself. Nou, sommige antwoorde wat gegee word, is 'n bietjie meer heilig, jy weet, en dit gaan soos hierdie. Ek gaan kerk toe om God te prys. Ek gaan om hom dank en lof te gee vir alles wat hy vir my gedoen het. Dit gaan alles nog steeds oor my wat kerk toe gaan om hom te dien en te gehoorsaam. Nou, dit is nie 'n slegte antwoord nie. Dit is wat ons vandag kom doen, reg? Ons prys God deur ons lofsange, deur ons tiendes en offergawes aan hom terug te besorg. Maar geliefdes, as ons dink dat kerkbywoning hoofsaaklik oor dit gaan, ons wat God kom dien, dan weet ek nie regtig wat ons moet doen wanneer Jesus iets soos dit vir ons sê vandag, want die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe as losprys te gee vir baie. Jesus, geliefdes, het aarde toe gekom om sy lewe weg te gee, om die gevangenes vry te maak, soos Paulus skryf in Galasiërs hoofstuk 4 en 5, maar toe die volheid van die tyd aanbreek, het God sy seun gestuur, gebore uit 'n vrou onder die wet gebore, om diegene onder die wet te verlos, sodat ons aanneming as seuns en dogters kan ontvang. Geliefdes, Jesus het gekom om homself te gee ter wille van ons, om nie enige iets van ons af weg te neem nie. Nou moet my nie verkeerd verstaan nie, geliefdes. Hy hou daarvan om jou gebede te hoor. Hy hou daarvan om jou liedere te kan hoor. Ja, hy hou daarvan om die offergawes en die gawes wat jy gee te ontvang, maar ons moet verstaan dat die belangrikste ding wat gebeur wanneer ons kerk toe kom, is dat dit nie ons aktiwiteit is nie, maar dit is Christus se aktiwiteit vir ons. Ons kom kerk toe om deur Jesus bedien te word. Elke week wanneer ons kerk toe gaan, dien hy ons deur die preek, die musiek en alles wat by die kerk gebeur. U sê, ja, maar broer Demas, ek woon vanoggend hierdie byeenkoms by, ek maak my Bybel oop. Ja, maar dit is sy woord wat jou sal voed. Broer Demas, ek gee my tiendes en offergawes aan die Here. Ja, ek verstaan, geliefdes, maar dit is hy wat jou die krag gee om te werk en om 'n inkomste te verdien. Jesus is die een wat hoofsaaklik aan die werk is wanneer ons 'n kerkbyeenkoms bywoon. U sien, geliefdes, die rede hoekom ek hierdie so beklemtoon, as omdat baie Christene baie kere 'n mens volg, 'n goeie prediker volg, en hulle wil nie luister na 'n eenvoudige diaken of 'n kerkbroer nie, want hulle volg 'n persoon. Maar dit is Jesus wat ons bedien, nie 'n persoon nie. Hy is die mondstuk wat die Here gebruik. Jesus is die een wat sy lewe gegee het as 'n offer vir ons. Sien, geliefdes, dit is wat die Christendom anders maak as ander godsdienste. Ander godsdienste gaan daaroor om opofferings te maak om jou God aan jou kant te kry. Christendom is heeltemal anders, omdat Jesus alles vir ons gedoen het. Dit is waarom dit 'n belediging is vir God as jy jou weg na verlossing wil werk. Ons word nie verlos deur ons goeie werke nie, ons word gered deur genade, nie uit onsself nie, deur geloof. Dit is 'n gawe van God. Ons doen goeie werke omdat ons reeds gered is. Christus het alles
vir ons gedoen. Ons hoef hom nie te beïndruk met ons werke nie. Hy het die uiteindelike offer om ons onhalwe meegemaak. En dit is vir baie van ons dalk 'n bietjie skokkend vanoggend, want u sien ons dink dit gaan daaroor dat ons hom eer en vir hom offers moet gee. Sommige sê, het ek gehoor, ek het my sportprys gegee om op 'n Sabbat in die kerk te kan wees. Ander sê weer, ek het 'n goeie werkprys gegee waar ek baie geld verdien het om 'n werk aan te neem waar ek nou minder geld verdien omdat ek God se Sabbat wil eer. Ek het my rook en drank en al my lekker partytjies prys gegee om Christus te dien. Ek het dit gedoen en ek het dat gedoen vir Christus. Maar geliefdes, die evangelie is nie wat ons vir Christus prys gegee het nie, maar wat Jesus vir ons prys gegee het. Ja, ons het 'n paar opofferings gemaak, maar dit is omdat hy die uiteindelike offer gemaak het deur sy lewe as losprys te gee vir ons. Baie ding weer hulle vegetariese leefstyl, hulle sabbatsonderhouding, hulle konservatiewe klere wat hulle aantrek, gaan hulle in guns met God bring. Dit is alles goed, maar ons verlossing lê nie daarin nie. Ons is gered uit genade deur die geloof in wat ons in Christus het en wat hy vir ons gedoen het. Jy kan al die gesondheidswette volg en steeds 'n liefdelose persoon wees. Jy kan dit alles doen en steeds 'n selfsugtige persoon is. Jy kan dit alles doen en nie bekeer is nie, want dit gaan alles oor wat jy doen en wat jy opgeoffer het vir Christus. En ons hou nie baie van hierdie taal nie, geliefdes. Ons is amper soos Petrus op die nag toe Jesus verraai was. En u onthou die storie dat Jesus die disippels se voete gewas het. Hulle het almal gewag vir die laagste persoon om hulle voete te was. Want dit was die gewoonte in daardie dae, dat as jy in 'n huis gekom het, daar 'n slaaf sal wees wat jou voete sal was. En so, terwyl die disippels gereed maak om hulle aandete te ontvang, buig Jesus op sy knieë en voete neer, hande en knieë neer en begin hulle voete te was. En Petrus sê, jy sal nooit my voete was nie. En Jesus antwoord vir hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie, Petrus. Met ander woorde, as ek jou nie dien nie, eerste dien nie. Jy gaan jou beurt kry, maar ek moet jou eerste dien. As ek dit doen nie, as jy nie deel aan my nie. Petrus kon nie verstaan, geliefdes, waarom Jesus sy voete wou was nie. Hy het gedink, hy is veronderstel om die voete van Jesus te was. En dit is die probleem met baie Christene vandag. Ons dink, dit gaan daaroor dat ons Jesus dien, wat ons vir hom doen. Dit gaan alles oor ons opoffering. Die ander fout wat ons maak, geliefdes, is om te dink, ek hoef niks te doen nie. Dit gaan alles oor wat hy vir ons gedoen het. So nou kan ek hom dikteer wat ek wil hê en wanneer ek dit wil hê. Dit is terloops hoe voorspoeds evangelie, prosperity gospel, in sommige gevalle werk. As ek dit vir die Here gaan doen, sal hy dit vir my gee. Nee, geliefdes, ons dikteer nie aan die Here wat ons wil hê en wanneer ons dit wil hê nie. Ons vra nederig en sê, laat U wil geskied. Ons wag geduldig op U. Jesus het nie die disippels se voete gewas sodat hulle hom kon misbruik nie, maar hy het aan hulle 'n voorbeeld gestel oor diensbaarheid, geliefdes. Deur die voete van sy disippels te was, het Christus 'n bewys gegee dat hy enige diens sou doen, hoe nederig ook al. Christus vereis nie meer as wat hy gewillig is om te gee nie. Hy het diens en opoffering tentoongestel vanaf die krib
tot by die kruis. Ja, terwyl hy in die vorm van God was, het hy homself ontledig en die vorm van 'n slaaf aangeneem en om aan die mens gelyk te word, en nadat hy in menslike vorm gevind is, het hy homself verneder en gehoorsaam geword tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Daarom is beide die inkarnasie en die kruisigingsdade, dade van diens en opoffering. Christus sê vir hulle, kom ek wys vir julle wat dit beteken om groot in my koninkryk te wees. Kom ek wys jou wat dit beteken om te dien. In hierdie wêreld wil mense graag groot en gewild wees deur ander toe te laat om hulle te dien. Maar in my koninkryk is ons almal groot omdat ons almal kan dien. Jesus het in vers 42 vir hulle gesê, julle weet dat diegene wat erken word as owerstes van die heidene oor hulle domineer, en hulle mense in hoë posisie oefen gesag oor hulle. Maar dit is nie so onder julle nie, liewer elkeen wat onder julle groot wil word, sal julle dienaar wees, en elkeen wat eerste onder julle wil wees, sal die dienaar van julle almal wees. Want selfs die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe as losprys vir baie te gee. Nou Jesus het dit vir hulle gesê, geliefdes, omdat Jakobus en Johannes vir Jesus gekom vra het, of eintlik gesê het, gee ons dat ons kan sit aan u regterhand en aan u linkerhand in u heerlikheid. En onthou, hulle vra Jesus dit nadat hy 3 keer vir hulle gesê het dat hy aan die owerpriesters en die skrifgeleerdes oorgelewer sal word. Hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom aan die heidene oorlewer. Hulle sal hom bespot en hom spoeg, hom gesel en doodmaak. Op die 3de dag sal hy weer opstaan. Maar hulle ignoreer heeltemal wat Jesus gesê het en vra steeds vir voorkeurposisies in sy koninkryk. Maar Jesus sê vir hulle, julle weet nie wat julle vra nie. Is julle in staat om die beker te drink wat ek drink? Of om gedoop te word met die doop waarmee ek gedoop sal word? Hulle antwoord hom en sê, ons is in staat. En Jesus sê vir hulle, ja, die beker wat ek drink, sal julle drink, en julle sal gedoop word met die doop waarmee ek gedoop is. Maar om aan my regterkant of aan my linkerkant te sit, is nie myne om te gee nie, maar dit is vir diegene vir wie dit voorberei is. En ons weet natuurlik dat hulle die beker gedrink het, wat Jesus gedrink het, omdat koning Herodes Jakobus se kop afgehaal het met die swaard. En kerktradisie beweer dat Johannes in 'n wasbak vol kookolie gegooi was op die eiland van Patmos toe hy daar 'n gevangene was. Dit sê dus vir ons dat ons baie versigtig moet wees wat ons vanaf die Here vra, omdat dit dalk nie kan uitdraai soos ons verwag het nie, want ons het selfsugtige motiewe agter dit. Nou wanneer ons die evangelies lees, sal ons ontdek dat Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus en Petrus, Jesus se binnekring was, sy buddies was. By verskeie geleenthede, insluitende die verheerliking en die tuin van Getsemane, het Jesus hierdie 3 hom laat vergesel tot die uitsluiting van die ander disippels. Nou het hierdie 2 gehoop dat Jesus die politieke troon kan oorneem en hulle in beheer kan stel om saam met hom te heers. Hulle was so selfgesentreerd en bekommerd oor hul eie posisie dat hulle Petrus, hulle goeie close buddy, hulle vriend, uit hierdie posisie uitgesluit het. En ek sien baie keer hoe vriende mekaar verraai, want hulle wil 'n sekere posisie by die werk verkry of 'n bepaalde posisie in die kerk kry. Sommige geleerdes glo Jakobus en Johannes was die neefs van Jesus.
Miskien het hulle Petrus uitgesluit omdat hy nie familie was nie. En ek het al baie gesien hoe baie families in 'n kerk wat dominerend is, die kerk oorneem asof die kerk aan hulle behoort. Daar's benoemingskomitees wat gekies word en spesiale komitee wat gekies word, maar hulle klaar besluit wie gaan in watter posisie in beweeg, want hulle as al jare in die kerk en hulle gee hoeveel tieners vir die Here terug, besorg oor die Here terug en hulle is in charge van God se kerk. En hierdie twee mannetjies dink omdat hulle familie is, gaan hulle nou dikteer wat moet gebeur in God se koninkryk. Ons moet versigtig wees as 'n voorreg om baie families, bloedfamilie in 'n kerk te kan hê, maar wees versigtig dat jy nie dink die kerk behoort aan julle nie, want eendag gaan jy aan God moet terug antwoord gee, as God se kerk, as nie my kerk nie, as nie u kerk nie. Jesus het 3 keer vir die disippels gesê, dit is die plan manne, maar hulle wou nie sy plan volg nie. Baie keer vra ons vir Jesus om in ons planne in te pas, eerder as om te probeer sien hoe ons in Jesus se perfekte planne in te kan pas. Jesus het vir hulle gesê, want selfs die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe as losprys te gee vir baie. Hoe kan hulle misluk om sy lering oor diens en opoffering te hoor? Die antwoord is eenvoudig, geliefdes. Dit is meer geriefliker om bedien te word as om te dien. Dit is meer gerieflik om te ontvang as om te gee. Maar inderwaarheid, jy is meer geseënd wanneer jy dien as wat jy gedien wil word. Dit is interessant om daarop te let, geliefdes, dat Jesus nie Jakobus en Johannes bestraf nie. Hy bestraf ook nie die ander 10 nie, want onthou, die ander 10 is nie ongelukkig oor wat hulle vir Jesus vra nie. Hulle is ongelukkig omdat hierdie 2 mannetjies voor hulle vir hom dit vra. Want hulle wou ook 'n kroon hê en nie die kruis dra nie. En ons is baie keer net so selfsugtig. Ons wil die kroon hê, die glorie hê, maar ons wil nie die bitter kroon, die doornkroon van Jesus dra nie. Ons wil ons kruis opneem nie, maar ons wil baie dinge wil ons van die Here verwag. As ons hande klap, moet hy vir hom spring. Maar ons wil nie opofferings vir hom maak nie. Hierdie manne word nie deur Jesus bestraf nie, in plaas daarvan gebruik hy hul gedrag as 'n grondslag vir onderrig. Hy beveel aan hulle die koninkryk van God, sy reëls en hoe dit werk. Hy sê koninkryk reëls verskil heeltemal van die reëls van hierdie verkrampte wêreld, net die teenoorgestelde in werklikheid. Diegene wat leef deur die reëls van hierdie wêreld eer mag en gesag. En magtige heersers is dikwels selfsugtig. Hulle is onderdrukkers wat hulle onderdaniges dikwels sleg behandel. Maar in die koninkryk van God sal eer en mag gaan na diegene wat dien. Die woord dien, geliefdes, is die Griekse woord diakonos. Diegene wat tafels bedien, waitress. En baie kere sien ons neer op hierdie diakens in 'n kerk. Ons maak vuil, ons gee nie om nie, want hy is mos maar 'n dienaar. Maar hy is die hoogste posisie wat jy miskien kry in God se kerk, om te dien. Jesus sê in werklikheid dat die eerste prys na die slaaf van almal sal gaan. 'n Slaaf, doulos in die Grieks. As iemand eerste wil wees, sal hy laaste wees en dienaar van almal wees, wat hom sal groot maak in God se oë. Nou in Bybeltye, geliefdes, het 'n slaaf gewoonlik net een meester gedien. In Lukas 16 vers 13 sê Jesus, geen diensknegt kan 2 meesters dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, en hy sal aan die een vashou en die ander verag. 'n Slaaf, geliefdes, sou egter by die bevel van sy meester almal in die huis dien en sodoende net een meester dien. Christus roep ons almal om te dien, om slawe van almal te word. En wanneer ons dit doen, dien ons een meester, Christus. Christus wou graag hê die disippels moes weet dat hulle meester gekom het om hulle te dien, maar hulle het dit nie gekry nie.
En ons moet versigtig wees vandag om nie die disippels te gou te oordeel vir hulle versuim om Christus te verstaan nie, geliefdes. Ons het voordeel van baie stories in die evangelies in die Bybel wat ons leer om diens te eer eerder as mag. Maar ons versuim dikwels om dit te doen, want ons is so geasemrowen met hierdie sepiesterre, hierdie sportsterre wat magtig is, hierdie magtige mense van die wêreld wat baie kere seks voor die huwelik voorstel, wat baie kere met lewenstyle die mekaar is wat nie met God strook nie, maar ons is verwonderd oor hierdie mense wat baie mag het. Nee, geliefdes, Jesus roep ons tot iets anders. Hy sê dat God diens eer eerder as mag. Hy daag ons uit om te begin leef deur koninkryk reëls in die hier en nou toe te pas. Hy wys vir ons die voorbeeld van wat dit is om werklik te dien. Hy het gekom van sy eie vrye keuse met een doel voor oë om diegene te dien wat syne is en om aan almal verlossing te bied. Hy is die een wat sy lewe as losprys gegee het vir ons almal. Ja, hy is gestuur en het gekom in sy profetiese amp om die evangelie aan die mense te bring. Hy het rondgegaan in die vorm van 'n diensknegt wat goed gedoen het en het beide die fisiese en geestelike behoeftes van die mense aangespreek. Maar die groot werk waaroor hy gekom het, was die werk van die mense verlossing, wat hy gewillig onderneem het. Hy het sy lewe vir baie as losprys gegee. Die woordjie losprys, geliefdes, word in beide testamente gevind. Dit is van die Griekse woord lutron en verwys na 'n betaling wat gemaak is om 'n gevangene of 'n slaaf te bevry. Nou, die Joodse volk was gewoond aan 'n offerstelsel waarin offerdiere versoening vir die sondes van die mense gebring het. Nou, Jesus sê dat hy sy lewe sal gee as 'n losprys vir baie, en in daardie paar woorde stel hy 'n teologie van versoening bekend. Mense het nie sy lewe geneem nie, behalwe in 'n beperkte sin, maar hy het sy lewe as losprys vir mense gegee. Hy alleen kan sy lewe as losprys gee, omdat hy 'n unieke rol in die plan van verlossing het. Hy is in staat om vryheid te verkondig aan die gevangenes en die opening van die tronk aan diegene wat gebind is, omdat hy die lydende dienaar van Jesaja 53 is, wat gekom het om die ongeregtighede van baie te dra, sodat hulle geregverdig gereken kan word. Toe hulle Jesus se woorde oor die gevangenes hoor, het die disippels gedink Jesus verwys na die Jode wat onder Romeinse heerskappy leef. Jesus sê egter vir hulle, die ware gevangenes is diegene wat slawe van sonde is, en dit is slegs deur Jesus se dood en opstanding dat ons vrygemaak kan word van die natuur wat ons van God skei. Sodra ons vry is van die straf van sonde, roep Christus ons om hom lief te hê en om ander te dien, soos hy gedoen het. En dit is ons sekondêre boodskap. Hy dien eerste en dan volg ons. Nie ons dien vir hom en probeer in sy guns kom nie. Nee, ons moet hom toelaat om ons eers te dien. Laat ons kan sien hoe dit gedoen moet word. Hy sê ek het vir baie gekom. Wat beteken? Nie net vir 'n sekere groep gelowiges nie. Nie net vir adventiste nie. Nie net vir protestante nie. Vir almal wat bereid is om die naam van Jesus te bely en te erken dat hy God is. Ek het nie gekom om gedien te wil word nie, maar om te dien. Die vraag, terwyl ons afsluit vandag, geliefdes, is ons gewillig om sy voorbeeld te volg, om ander te dien, soos hy gedoen het, as ons sê ons sy kinders? Of wil ons eerder deur ander bedien word? Geliefdes, toe Jesus sy lewe as losprys gegee het en gekom het om ons te dien, bevry hy ons
om nie groot te word soos die wêreld grootheid verstaan nie, maar om ander te dien. Daarom, as ons nie gewillig is om ander nederig te dien, soos Jesus gedoen het nie, dan moet ons twyfel of ons hom ooit werklik intiem, persoonlik geken het. Want diegene wat hom waarlik ken en liefhet, sal ander ook wil dien. Hulle sal 'n vreugde hê om ander te dien. Geliefdes, die Sabbat is vir ons gegee as 'n teken dat God in beheer is, maar nie vir ons om te rus die hele dag nie, nie vir ons om kerk te kom en te aanvaar ons plig is nou verby nie. Wanneer ons kan kans kry om uit te gaan in die agtermiddag, so wat Jesus gedoen het in sy tyd. Hy was doodgemaak omdat hy die Fariseërs se Sabbat, soos hulle sal sê, gesê het, verbreek het, want hy het goeie diens verrig op 'n Sabbat. Op pad kerk toe maak hy mense gesond. En hy word gekruisig daaroor. Hy word gekruisig omdat hy sê hy kan sondes vergewe. Wat beteken net God kan sondes vergewe. Jy pleeg nou godslastering. Maar hulle sê laaste wonderwerk in die Bybel sê die Fariseërs, nou het ons genoeg gehad van hierdie man wat aan mekaar mense gesond maak op die Sabbat. Wat doen ek en u op 'n Sabbat namiddag na ons geëet het? Want wanneer ons goed doen, gaan mense wonder, maar hoekom op 'n Saterdag? Dan is kans om hulle te sê, ons Skepper is lief vir jou. Hy het die Sabbat ingestel. So moet nie tevrede wees in jouself 'n pleintjie gee dat u vanoggend kerk toe gekom het, maar u het nie daai siele las op u nie. U sien ons harte word al hoe meer versag. Kom ek sê eerder hard. Ons harte word koud wanneer ons nie dien nie. En dit maak dat ons lauwarm word. Dit maak dat ons nie Christus gaan sien eendag nie, want hy het gekom om ons te dien, maar dan stuur hy vir ons uit om ander te dien. En vandag se boodskap is baie duidelik aan ons geliefdes, dat daar is miljoene mense vandag wat in hierdie pandemie ons diensbaarheid nodig het, wat honger gaan slaap. As die Here u geseën het met 'n inkomste, met 'n werk, moet ek en u opsetlik wees om iemand anders te dien met die Here ons geseën het. Baie mense is hopeloos. Sommige pleeg selfmoord. Hulle weet nie wat ek kan doen nie, maar die Here wil vandag vir ek en u sê, ons kan hulle gaan dien. Ons kan vir hulle sê, daar's 'n God wat lewe, daar's hoop, geliefdes. Ons kan uitreik eerste na mekaar in die kerk, dan ons bure, ons vriende, ons vyande selfs. Ons sal ryklik geseën wees wanneer ons dit doen, want dit is die hart van God. Dit is een manier om die wêreld te vertel, ek ken, nie net gehoor nie, maar ek ken die groot bedienaar, Jesus Christus, persoonlik. Hy dien my selfs nou, terwyl hy in die hemel is, as my middelaar. Hy bid selfs nou vir my, hy dien my nog steeds, en omdat hy my dien, gaan ek ander dien. Die vraag is, ken jy werklik vir Jesus Christus in sy diensbaarheid? Indien u sê ja, kom ons dien ander, soos hy nog steeds vir ons dien. Amen. Vader, u het ons gespreek vandag om ons te herinner dat u die groot dienaar is wat daar ooit kon gewees het. En u beveel ons nou aan as u disippels om te doen soos u gedoen het. Die wêreld is op afwagting vir mense wat sê hulle dien God om hulle te kan kom dien, om hulle te kan verlos uit die slawerny van sonde en omstandighede waarmee hierdie gevalle wêreld ons gevange hou. Maak ons gewillig om ons hande, ons voete, ons lippe bereidwillig te stel om diensbaar te wees, Here. En ek weet uit ondervinding wanneer ons dit doen, kry ons 'n groter seëning daaruit, want dit is beter om te gee as om te ontvang. So leer ons hierdie beginsel vandag, Here, om opsetlik te wees elke dag, vir u te vra, Here, stuur mense op my pad vir wie ek kan dien. Seën hierdie gemeente, seën almal wat ingeluister het, en mag u die naprediker van u woord wees, want ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.